Goeienaand en baie welkom by 24 April, ons woensdag aand oordenking. Ek hoop dit gaan met elkeen wonderlik goed na die week sover julle mooi behandel. Ons is besig met 'n reeks uit psalms uit en ons is vanaand by die baie bekende Psalm 100. Seker van die eerste psalms wat ons sommer leer ken om uit die kop uit te sing. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid vir die Here se leiding. Hemelse Vader, baie dankie vir u seën en u genade, laat ons kan lewe in die sfeer van u liefde, en dat u uself in ons kon openbaar het, dat ons kan weet wie u is en wat u is. Dankie Here vir Psalm 100 en dat ons dit vanaand kan oordink. Here, mag ons ook dit wat ons hierin hoor ter harte neem, mag dit ook dan ons aanspreek en mag ons ook ons lewe dan daarvolgens verander en inrig, dat ons ook in navolging van u ook gehoorsaam aan u woord mag wees. Ons bid dit, Here, in die wonderlike naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Nou ja, lees gerus saam met my, Psalm 100. 'n Dankpsalm, juig tot eer van die Here, almal op aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange. Dan kom prys sy naam, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Ek hoop ons sien raak die woord juig en blydskap en gejubel, hoe dikwels dit ook in hierdie psalm na vore kom. En dis dalk sommer waarmee ons dan so met die voet in die deur wil val, met die deur in die huis wil val, om te sê maar, of mekaar te vra, is ons diens aan die Here nog gevul met hierdie blydskap, hierdie juig, hierdie gejubel. En dan as ons praat van diens aan die Here, dan sluit dit eintlik alles in, maar ook net ons saam wees, ons kerk wees, ons alledaagse diens van die Here, is daar vir ons vreugde daarin. En dan moet ons ook sommer dadelik vir mekaar sê, dat hierdie blydskap is nie 'n aangeplakte blydskap nie, is nie iets van 'n plastiek glimlaggie wat jy kan opsit en afhaal, wat by sekere geleenthede daar is en ander kere nie. Dis ook nie 'n tipe blydskap wat gemaak is deur menslike tierlantynkies of allerlei miskien gedagtes of so wat dit opwek nie. Dit help tog nie om vir iemand wat regtig nie blydskap het nie te sê, maar nou moet jy bly wees. En dis hoekom ons nodig het om na hierdie psalm te kyk, maar wat is die oorsprong, wat is die bou, wat is die basis van hierdie blydskap waarvan hierdie digter praat? Nou ja, dit is dan duidelik dat in Psalm 100 gaan dit oor blydskap, omdat dit oor die Here gaan. En die benaming wat ons lees in Hebreëus bly deurgangs dieselfde. As hy praat van die Here, dan gebruik hy deurgangs die verbondsnaam, Jahwe, die verbondsgod, die een wat omgee, die een wat hom gebind het aan sy kinders. Met ander woorde, hierdie blydskap van Psalm 100 vind plaas binne-in 'n sekere verhouding wat ons noem 'n verbondsverhouding. En hierdie verhouding word by vers 3 by die naam genoem. Nee, kyk gerus saam met my. Die Here is God. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Hy sê eintlik ons behoort 2 keer aan hom. Hy het ons gemaak en dan omdat hy ons gemaak is ons syne. Uit die aard van die saak, as jy iets gemaak het, is dit sekerlik joune, maar die psalmdigter wys dit eintlik 2 keer. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, ons is sy kudde. So hierdie verhouding waaruit hierdie psalmdigter se blydskap spruit, is 'n baie intieme en 'n innige verhouding met sy Skepper Here. En hierdie verhouding impliseer dan 2 dinge. Eerstens beteken dit, en hy roep ons op, dat ons God as ons Here moet erken, dat hy ons koning en ons meester en ons Here, ons herder is, dat ons hom moet wil en of sy wil moet gehoorsaam. Tweedens hou dit ook dan die heerlike troos in, dat ons nie in hierdie wêreld sonder ons Skepper Here is nie. Dat ons aan hom behoort, nie ons behoort aan die koning wat oor alles en oor almal heers. Die feit dat ons deel van sy kudde is, beteken hy is die een wat ons sorg en ons lei en ons bewaar, baie meer nog as wat 'n aardse kudde kan. En dis die basis van hierdie skrywer se blydskap. En in vers 5 word hierdie blydskap dan pertinent ingelei met 'n want die Here is goed.
Aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag. So dis nie net die feit dat hy hulle geskape het nie, hy is ook steeds die God wat goed is en wat sy liefde oor hulle uitstort en hulle ervaar dit sonder einde. Met ander woorde, miskien nou is die verhouding met die Here vir hierdie skrywer 'n bron van blydskap, maar hy glo ook dat dit so vorentoe sal wees, want die God is 'n getroue God. Hy is 'n verbondsgod van geslag tot geslag. Jy sien, dis alles verbondsterme wat hy gebruik, goedheid en liefde en trou en geslag tot geslag. En dis die basis van hierdie skrywer se blydskap, en dit moet ons nie uit die oog verloor nie. Want voordat ons oor blydskap in ons diens aan die Here kan praat, moet ons weet dat ons ware blydskap is gegrond op die verbondsverhouding wat ons met die Here het. Om in sy poort in te gaan, om in sy tempel in te gaan, was vir die Ou Testamentiese gelowiges 'n versekering dat hulle aan die Here behoort nie. Daar is die offers gebring. Daar het die gemeenskap van die gelowiges bymekaar gekom. Die tempel was vir hulle 'n fisiese iets om te sien wat die Here is by sy volk. Maar intussen het Jesus die finale offer gebring. En in hom is ons sekerheid van ons kindskap. Ons behoort aan die Here, is in Christus se seisoensverdienste, sy loskoop van ons van die sondeslawerny, word ons verbondsverhouding in Jesus Christus bevestig. En daarin is die wortel van ons blydskap. En dan gaan die skrywer verder en hy sê, waarom ons die Here moet dien. Ja, as ons praat van godsdiens of erediens of wat ook al, dan gaan dit ook oor die diens. So erediens en godsdiens, diens aan die Here is nie 'n passiewe ding nie. Dit vra 'n aktief om deel te neem. Dit vra iets van 'n opoffering en 'n ondergeskik stel vir myself, 'n selfverloning. Ek is minder sodat hy meer kan word. So nie in die eerste plek op myself gerig nie, maar op hom gerig. Dis diens, dis godsdiens, nie ek diens of mensdiens nie. Nou Psalm 100 is waarskynlik in Israel gebruik as 'n lofsang wanneer die volk die tempel betree het. En baie van hulle het dan moes soontoe reis, nee, dit was dalk 'n ver reis of 'n moeilike reis. En nou is hierdie tempel as 'n simbool van die Here en die altaar, die simbool van die versoening is daar. Hulle het hulle bestemming bereik. So daarom hierdie opgewondenheid, bewus van die voorreg om in die teenwoordigheid van die Here te mag tree, word 'n lofsang gesing. Moontlik het die priesters ook hierdie psalm gesing om die mense uit te nooi om die tempel te betree. Nou goed, ons diens aan die Here is nie net 'n erediens nie. Erediens die tempeldiens is ook nie net waaroor dit gegaan het vir Israel. So natuurlik raak dit ook ons diens, ons saamkom voor die Here. Maar ons kan nie ons godsdiens reduseer tot ons eredienste nie. Dis 'n wesenlike deel, dis 'n belangrike deel, maar dis nie al nie. My diens aan die Here is tog iets wat oor my hele lewe, oor elke dag van die week strek. As ek tuis by my gesin is, of as kind, of as ouers, of by die skool, of die sportveld, oral, wat ons ook al doen dit van harte, soos vir die Here. My hele lewe in diens van die Here. Hoekom? Want die Here is ons God. Hy het ons geskaap, ons is syne, sy volk en die skape van sy wy. Ek is syne. Hy is nie myne nie. Nee, ek behoort aan hom. Hy is my Here en my redder. Maar dit gaan dan nog verder sê hierdie psalm. Dien die Here, sê hy, maar met blydskap. Juis omdat ons in hierdie verbondsverhouding met hom staan. Ons moet nie sê, ag, moet ek alweer die Here dien nie. Ons moet eerder sê, nou kan ek weer die Here dien. Nee, is iets van 'n spontane uitstraal van dit wat binne in my gebeur het na buite, dat ek binne-in weet, seker is, ek is die Here se en ek is vrygemaak, ek is nuut gemaak, ek is regverdig gemaak. En daarom die Here se opdrag, sy herinnering, dien die Here met blydskap, en dit is nodig dat ons daaraan herinner word. Want ons val baie maklik in die groef, die sloergang van die lewe, en dan vergeet ons bietjie van die blydskap om die Here te dien. Of die swaarmoedigheid van dit wat ons lees en hoor in die nuus, maak dit ons gesigte lank word en ons mondhoeke aftrek. Dit maak diep spore op ons voorkoppe. Daar is ook allerlei ander dinge wat ons tyd kom steel en ons vreugde kom steel.
Dinge wat ons laat vergeet waarom ons eintlik hier is. Hindernisse wat oor ons pad kom, wat maak dat ons vergeet om die Here met blydskap te dien. En hierdie tema van juig en bly wees vind ons weer in die Nuwe Testament. Paulus, in al sy swaar kry, skryf ook aan die gemeente in Filippi, wat self ook baie diskriminasie ervaar het as gevolg van hulle geloof. Sê hy ook vir hulle, wees bly in die Here. So hierdie blydskap is 'n diepe sekerheid van wie sin ek is. En daarom kan ons die Here dien met dit. Blydskap is 'n kenmerk van 'n gelowige se lewe. Dink maar net aan die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, goedhartigheid en al die dinge, maar vreugde is deel van die vrug van die Gees. Wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. So daarom as ons nie die blydskap in ons godsdiens ervaar nie, dan is die vraag eintlik nie, hoekom is die blydskap nie daar nie, die vraag is eintlik maar waarop is my oë gerig? Is my oë gerig op ons getroue verbondsgod van geslag tot geslag, die een wat sy seun gestuur het sodat ons syne kan wees? So kom ons raak weer bewus van die blye versekering, die verwagting om ook ons Here te kan dien, te kan aanbid. Want daar is ook 'n vorentoe kyk, en wanneer ons vorentoe kyk en ons lees in die Bybel ook van die nuwe hemel en die nuwe aarde, dan is dit oor en oor die blydskap van die gelowiges. Die vreugde, hulle is by die Here, 'n blydskap wat tot onder alle ewigheid sal duur. So kom ons begin nou al daarmee. Ons het 'n getroue verbondsgod. Hy het ons gemaak, ons is syne. Kom dien die Here, wees in hom verblyd. Amen. Here, dankie dat U die bron is van ons blydskap en ons vreugde, en dat ons kan weet en kan dankbaar wees. Dit is nie 'n oppervlakkige ding nie, maar iets wat eintlik in ons siel ingeets is, dat 'n vrug van die Gees, daai blydskap waarmee ons U mag dien, dat ons nie hoef bang te wees dat U ons hier en daar gaan pak gee nie, dat ons nie hoef te lewe in vrees voor U nie, maar met 'n innige liefde. U is ons getroue verbondsgod. Mag U daardie vrede, daardie hoop, daardie blydskap in ons werk. Here, mag ons diens deur die Heilige Gees gedring word om 'n diens van vreugde te wees. Amen. Baie dankie, ek hoop julle het 'n heerlike aand verder en sommer 'n pragtige week ook. Groetnis.